Goeiemôre julle. Johan van Tonne saam met julle in die Bybel in 1 jaar en vanoggend kyk ons na Numeri 29. Ons lees verder van feeste en feesvieringe wat deur God aan Moses gegee word vir die volk. Dit is asof die Here soos 'n goeie bestuurder 'n dag of 2 afgee waar die volk as 'n gemeenskap tyd kan kry om saam hulle erfdeel te vier en so ook dit wat God vir hulle gedoen het in die wildernis sover. Wat vir my uitstaan is ook die herhaling van die offers, wat vir my 'n waardevolle beginsel is van ons geestelike wandel ook, want ons vier dalk nie meer feeste nie, maar dit is belangrik om nuwe gewoontes aan te leer, soos om gereeld te bid, gereeld Bybel te lees, gereeld met ons kinders te gesels oor die woord en gereeld ons geloofsgetuienis en belydenis aan ander te kan vertel. Hierdie hoofstuk begin met die instruksie rakende die fees van trompette. 'n Heilige bymekaar kom wat geken word met die blaas van 'n trompet, 'n offering aan die Here toegewy. Hierdie is amper soos om vir 'n groot groep mense via WhatsApp te laat weet, die feeste gaan nou begin, kom bymekaar. Dan beweeg die fees verder na die dag van versoening of versoensdag, seker een van die heiligste dae op die feeskalender van die Israeliete. Hier word die volk opdrag gegee om hulle self nederig te maak, om te bely en belydenis te doen en reiniging te soek voor God. Die hoofstuk gaan dan verder na die hittefees, 'n blye viering van die laaste 7 dae en 'n herinnering van God se voorsiening gedurende die volk se tog deur die wildernis. Ons sien dat gedurende hierdie fees Israel opdrag gegee word om verskeie offers aan God te bring. Elke dag anders, maar konstant. Hier het hulle dankbaarheid, aanbidding en oorgawe bewys. Ons lees hier van baie offers en baie diere, maar wat uitstaan is die ritme en die herhaling van hierdie gewoonte of gewoontes wat deur God ingestel was. Hierdie feeste het die volk herinner om gereeld te stop vir belydenis, herinneringe en om dit te vier waardeur God hulle gebring het. Vir my wys die herhaling of die herhaalde offers deur hierdie hoofstuk na die konstantheid in aanbidding en hoe ernstig dit is om God te vereer in getrouheid. Mag hierdie hoofstuk ons as gelowiges net weer herinner om tyd eenkant te sit vir die Here, erns daarvan te maak om hom daagliks te soek en ook sy voorsiening aan ons te vier met 'n opregte hart. Mag hierdie hoofstuk elkeen van ons inspireer om te vlug van hierdie wêreld en wat dit bied, afguns, geld, rykdom en eer. Maar mag ons geregtigheid navolg, trou en liefde, mag ons nie opgee daagliks om die goeie geveg van die geloof te veg nie, en om in sagmoedigheid en in liefde teenoor mekaar op te tree nie. Dit is wat Paulus aan Timoteus skryf, en ek besef net dat al hoe ons dit reg gaan kry, is as ons onsself elke dag gaan verloon, ons kruis daagliks opneem en hom volg. Dis wat Jesus vir ons sê in Lukas 9 vers 23 en dan skryf hy in vers 24 die volgende woorde, want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit behou. Die evangelie was nooit vir onsself nie, maar ook so vir ander. Mooi dag vir julle.